Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Ek hoop julle het lekker geslaap en ek hoop dat julle 'n goeie naweek agter die rug het en dat julle gedoen het wat lekker was en goed was. En mag julle uitsien na hierdie week, as ons laaste vol week in Augustus en dan gaan ons oor na 'n nuwe maand toe. Hier by ons kom ek al agter in die klimaat, dit verander. Die bome is besig om nuwe lote uit te stoot en die wêreld word weer groen. Daar's 'n nuwe maand en 'n nuwe seisoen op hande. Ja, julle, dit is die goedheid van die Here in ons lewe. Is lekker om weer saam met julle te wees hierdie week en ek wil vanmôre begin deur 'n gedeelte wat ek gister in die preek gebruik het, Matteus 28 vers 18. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit is Jesus se woorde aan sy disippels. En vanoggend kom die woord van die Here na ons toe. Uit Matteus uit, en dit was net voordat Jesus opgevaar het, hy ontmoet sy disippels daar buite op die berg, en dan lees 'n ou in vers 17, hulle het saamgekom om Jesus te kom aanbid. Nou, weet julle, hierdie mag wat aan Christus gegee is, maak hom lofwaardig. En ek wil vanoggend sommer met julle praat oor die mag van aanbidding, want weet julle, daar is geweldige krag in aanbidding. Dit is al so 'n ou gebruik in die liggaam van Christus. Ek meen, vandat die kerk gegrondves is op Petrus, die rots, is die hoofdoel van jou en my lewe om die Here te aanbid. Die Heidelbergse katekisme sê vir ons, om God te verheerlik is waarvoor ons geroep is. Die kerk se opdrag was nog altyd om te aanbid. Jesus het self hierdie opdrag gegee. Hy het gesê, aan my is mag gegee, in die hemel en op aarde, gaan na die mense toe, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, en dan leer hulle om alles te onderhou. En jy kan iemand net leer om Christus se werk te onderhou, as jy dit in aanbidding doen. Weet jy, dit is baie tragies, dat so baie mense, en so baie leiers van die kerk, hulle mag verloor het, omdat hulle opgehou het om God te aanbid. Die liggaam van Christus het opdrag gekry in 'n aanbiddingsdiens. Hulle het uitgegaan berg toe om die Here Jesus te gaan aanbid. Dit was 'n lofprysingsdiens waarin hulle roeping gevind het. En dit is waar die kerk gegrondves is. Jesus beloof dat hulle daai mag gaan ontvang, en dit gaan gebeur deur aanbidding, nie deur die verkondiging van die evangelie nie. Die Gees gaan oor hulle kom wanneer hulle bymekaar is om die Here groot te maak. Weet julle, selfs vandag nog is daar mense wat tot aksie gebring word deur die mag van God wat vrygelaat word deur aanbidding. Ja, as die kerk aanbid, dan maak God sy krag en sy mag los. Aanbidding is 'n plek waar God sy bevele kom herinstel, waar hy aan jou en aan my nuwe take uitdeel, waar ek en jy die mag van aanbidding kan gebruik om in die Here se heilsplan vir sy wêreld in te klim. En mag ek en jy dan vandag ook, in hierdie oomblikke, wanneer ons op die pad is, wanneer ons met mense werk, wanneer ons take uitvoer, wanneer ons besig is met gewone dinge, 'n lewe van aanbidding voor die Here leef. Want dis daar waar God sy mag in ons vestig, dis daar waar sy krag deurkom. En dis hoekom ons gemaak is, julle. Ons is gemaak om die Here te aanbid. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, sommer in hierdie oomblik van gebed, eer ons U, ons maak U naam groot, want U is so ongelooflik groot, U is almagtig, U is ewig, U is alwys, U is regverdig, U is die skepper van die heelal. En dankie dat ons vanmôre alleen na U toe kan kom. Want waar sal ons andersins ons antwoorde vind? Help ons om in U krag en mag te leef. Ek vra en bid dit in die naam van Jesus Christus, my Here. Amen. Baie dankie julle almal. Ek hoop julle het 'n mooi en geseënde dag. Môre gaan ons voort. Totsiens.